Ons hoor daagliks negatiewe stories oor maatskaplike toelaag, maar die harde werklikheid is vir miljoene mense in Suid-Afrika is dit hulle enigste bron van inkomste. Maar prof, weet ons regtig hoe werk hierdie toelaag? Jaco, ja, ek het nou toe ons hieroor praat, het ek gou vinnig gaan Google en ons hoor hierdie stories. Daar's meer as 20 miljoen mense wat toelaas ontvang in Suid-Afrika. Daar's net 9 miljoen mense wat geregistreer is vir belasting. En is baie maklik om te sê, maar hier's 'n probleem. Daar's te veel mense wat toelaas ontvang, daar's te veel mense wat afhanklik is van die staat. Maar Jaco, ons het toe besluit ons wil vandag eintlik die emosie probeer uithaal en op 'n feitelike sending gaan om net te gaan kyk, maar wie kan toelaas kry en hoe werk dit regtig? Ja, so kom luister saam met ons, dan hoor ons regtig hoe werk dit. Welkom by Jaco Kwadraat, die potgooi waar ons meestal gesels oor om jou geld te geniet, maar Jaco, ons gaan vandag so 'n klein bietjie ernstiger gaan. O ja, prof, ons en ernstig. 2 rekenmeesters wat praat oor finansies is al redelik klaar ernstig en nou wil jy nog meer ernstig raak. So ek dink om ons 2 kykers nou te behou, gaan ek dadelik sê ons het 'n gas in die ateljee, Corneille Diedericks van die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid. Dit is 'n mondvol. Prof, daar's 'n baie makliker woord wat niemand weet van wie jy nou praat nie, maar as ons sê SASSA, dan gaan almal weet waarvan ons praat. So Corneille, baie welkom en dalk wil jy so 1 of 2 goedjies net oor jouself sê en wat jy doen by die agentskap. Baie dankie vir die geleentheid, Jaco Kwadraat. Soos jy reeds genoem het, ek is Corneille Diedericks. Ek is die Local Office Manager hier in JB Marks. Ek is verantwoordelik vir die kantoor in Tlokwe, Potchefstroom, en die kantoor in Ventersdorp. So ek doen 2 kantore vir SASSA in ons distrik, Dr. Kenneth Kaunda. Ek is een van die dae 34 jaar in diens van SASSA. So, dis 'n uitdaging. Elke dag bring sy eie uitdagings, maar ja, so het ons geleer van 'n gewone admin klerkie wat filing gedoen het tot waar ek nou is en ja, ek geniet nog elke dag my werk en maar net dankbaar dat ons nog gewerk het en doen ons beste vir ons beneficiaries wat ons elke dag moet dien. Ek dink nogal Corneille, ons sal nou oor die detail praat, maar daar is seker 'n mate van bevrediging in om regtig mense in nood te kan help. Dis tog wat julle doen op die ount. Dis om mense wat behoeftig is en ons gaan nou oor die detail praat daarvan, maar om te kan help. So ek dink daar's seker 'n groot mate van bevrediging in jou werk of is al meer frustrasies as vreugde. Ek meen staatsinstansies het gewoonlik maar hulle uitdagings. Daar is uitdagings, maar ja, die satisfaksie is daar. As jy sien hoeveel dankbaarheid daar is met mense as hulle sien hulle grants is goedgekeur en party van hulle probeer regtig effort daarvan maak om 'n beter lewe vir hulle self te skep. So ja, jy kry daar satisfaksie, maar dan kry jy ook die wat nie regtig waardeer wat die staat vir hulle gee nie. Mamas wat die kinders se geld uitdobbel. Dit maak 'n mens hartseer om dit te sien, dat die geld waarvoor dit eintlik aangewend moet word, nie die eintlike doel van daai grant bereik nie. So ja, die satisfaksie is gelukkig meer as die dissatisfaksie. Ek wil nou net sê, ons as mense is so maklik, ons is negatief oor die hoeveelheid toelaas wat in die land betaal word, en soos jy nou sê, daar's mense wat dit verkeerd aanwend, maar ek dink nie ons besef vir iemand wat nie kos op die tafel het, wat 'n groot verskil daardie toelaag kan maak nie. En dit is presies hoekom ons vandag hierdie gesprek wil hê. Ek wil wegbeweeg van al die negatiewe goed, want dit weet ons, dit word oralste gepubliseer, en ons gaan vandag bietjie praat oor die hoe, wat, wanneer en die positiewe kant en die bydrae wat hierdie toelaas kan maak. Jaco, so Jaco of Corneille. Nee, ek kry jou aandag nou. So ek luister prof, ek wil net seker maak hy luister. Corneille, kom ons praat gou bietjie oor die mees algemeenste toelaas wat daar is. En dan kan jy dalk miskien bietjie vir ons vertel wie kwalifiseer vir daardie toelaag, wat die bedrag huidiglik is. Ons weet dit word elke jaar ook met die begroting so klein bietjie
bietjie aangepas en enige ander interessantighede rondom daardie toelaag. So kom ons begin by die ouderdomstoelaag of die old age grant. Goed. Ek gaan sommer al die vragies in een. Seker. Ons begin eers met die ouderdomstoelaag. Dit is vir mans en vroue van die ouderdom 60 jaar en ouer. Die huidige bedrag is R2400 per maand. Maar aan alle staatstoelae is daar 'n middeltoets aangekoppel. Met ander woorde, enige inkomste wat jy kry, maak nie saak of dit uit huurgeld is of donasies tel nie. Huurgeld, beleggings, dalk nog 'n deeltydse werkie na dalk 'n aftrede. deeltydse werkie, al daardie inkomste word in ag geneem, maar aan die ander kant ook, die goeie kant is dat daar toelaatbare aftrekkings is. So ons kyk eers wat se inkomste daar is vir al die toelaas behalwe pleegsorg. Kyk na al die inkomstes, dan mag ons 'n geregistreerde mediese fonds aftrek, die bydraes. Ons mag as daar sê maar die gade werk nog en daar word UIF betaal of belasting betaal, dan mag ons dit aftrek. En ons mag as jy 'n annuïteit betaal, nog steeds, mag ons dit ook aftrek. So dit is alles wat impak op die middeltoets om vas te stel of kwalifiseer jy vir 'n volbedrag of nie. So as jy geen inkomste het nie, volbedrag, maar sodra daar 'n ander inkomste is, neem ons dit minus die toelaatbare aftrekking en dan op die ou einde dan is dit 'n hele verwerking wat gedoen word op 'n stelsel en dan kwalifiseer jy vir 'n volbedrag al dan nie. So die middeltoets is oral van toepassing behalwe jou pleegsorg. Wat ons ook nie wat mense moet onthou is dat as jy in 'n staatsinstansie byvoorbeeld in 'n tronk sit of jy word behandel in Witrand vir 'n tydperk van 6 maande, dan moet SASSA na 6 maande daardie geld stop. Want jy word in 'n staatsinstansie van klere, kos, behuising voorsien. Ja, dit maak sin. So na 6 maande as ons betaal dit vir 6 maande want jy kan nog daar bly, maar sodra dit oor die 6 maande tydperk gaan, dan moet ons dit stop. Sodra jy uit die instansie uit ontslaan word, dan kan jy weer aansoek doen en dan kom jou betaling, jou maatskaplike toelaag weer in betaling. Maar dit is baie belangrik dat die mense weet, want op die ou einde sou daar 'n oorbetaling wees, dan gaan daar 'n verhaling wees en die staat is nogal baie beslis en hulle is adamant om daardie geld terug te kry, want dis 'n oorbetaling waarop jy nie geregtig was nie. Dan beweeg ons na oorlogsveterane toe. Dit is vir mense wat in die Groot Oorlog geveg het, tussen 1914 en 1918. Dan ook in die oorlog waar hulle vir Korea diens gedoen het, 1939. Dit is vir persone bo kan 60 jaar, die bedrag is 2420. Daar's bitter min mense in die land wat nog hiervoor kwalifiseer. So dis die oorlogsveterane of die war veterans. Dan het ons die gewone disability toelaag. Dit is as jy medies ongeskik verklaar word, maar daar is ook hele proses aan verbonde. Dis vir persone tussen 18 en 59 jaar oud. Ja, want natuurlik van 60 af dan kan jy nou vir die ouderdomstoelaag kwalifiseer. Ja. En die lekker van 'n disability amper is, sou jy op disability wees, en ek is vandag 59 jaar oud, 59 jaar, 364 dae, môre verjaar ek, dan skakel ons stelsel om outomaties oor na 'n ouderdomspensioen, so jy hoef nie weer aansoek te doen nie. Die bedrag is ook 2400, ook weer gekoppel aan 'n middeltoets. Wat baie belangrik is en wat ons baie kry is dat ek gaan net maar sê, swangerskap is nie 'n disability nie. Baie mense dink, baie mammas dink ek is nou swanger, ek kan disability kry, ongelukkig nie. Om medies ongeskik ook te wees, daar's 'n hele proses in betrokke. Jy moet op voortdurende behandeling wees. Jy kan nie besluit jy is vandag siek nie, jy hoes. En jy loop vir 'n maand met 'n hoesie of met asma. Daar moet 'n geskiedenis wees van ten minste 3 maande dat jy op behandeling was en dan kom jy na ons kantore toe, ons gee 'n referral wat na jou behandelende dokter toe gaan, jy kom terug, jy sien ons assesseringsdokter, maar SASSA het ook sekere kriteria waarna hulle kyk voordat hierdie disability gee.
Nou die disability kan wees of 6 maande, 9 maande, 8 maande, 12 maande of permanent met 'n review aangekoppel. So dit is ons disabilities. Ekskuus Corneille, kan ek jou in die rede val? Jy het nou gepraat oor die middele toets. Is daar 'n bedrag aangekoppel van of kan ek vra en ek weet dit is nou baie vinnig op jou op watter inkomste kwalifiseer jy dan nou nie meer vir enige toelaag nie? Ja, om eerlik te wees, die goed het nou verander met ingang van 1 April. So ek is nie clued up nie. Ja, maar daar is 'n middele toets, 'n tabel. Dit hang af of jy getroud of ongetroud is. So dis ook nie so eenvoudig nie. Dis nie so eenvoudig nie. Hang af of jy getroud, ongetroud, maak nie saak hoe jy getroud is nie, of jy nou sit en staan of binne gemeenskap van goedere, buite gemeenskap van goedere met aanwas, sonder aanwas, getroud is getroud. So ons kyk na daai faktore ook wanneer die middele toets toegepas word. Ons kyk ook jou assets word ook in ag geneem. Assets sien ons as 'n eiendom. Nou jou eerste eiendom word nie in ag geneem nie as jy in die eiendom bly. Maar sou jy 'n strandhuisie hê in Bloubergstrand en jy verhuur daardie huis en jy kry 'n inkomste van vakansiegangers af, dan word daardie huis se waarde as ook daai huurinkomste gesien as 'n inkomste wat deel vorm van die middele toets. So dis moeilik om vir jou te sê alles werk op glyskale en daardie faktore moet in ag geneem word. Ek dink wat ek dalk vir ons kykers kan sê is ons gaan kyk of ons daardie tabelle en sovoorts in die hande kan kry en dan sal ons dit in die kommentaar van die aanbieding sit, want ek besef dis eintlik 'n verskriklike groot mondvol en ons gaan waarskynlik dalk 'n uur lank besig wees net om dit te bespreek. Ekskuus, jy is welkom om voort te gaan. Nee, dis reg. En dan ons volgende toelaag is grant en aid. Dis 'n hulptoelaag. Dit is vir mense wat fisies of geestelik gestremd is. Is iemand wat hom of haarself nie kan aantrek, eet, loop, slaap. So daardie persoon het sorg nodig van iemand anders. So nou betaal ons hierdie toelaag. Sê net maar ek is die beneficiary. Dan doen ek aansoek daarvoor en hulle betaal vir hierdie ekstra toelaag van R580 'n maand. As in ander terme sê hulle 'n oppasserstoelaag. Om iemand te betaal wat my oppas. So as ek 'n oppasser het, dan betaal die staat my R580 'n maand wat ek weer vir daardie oppasser kan gee. Maar daar is ook weer kriteria aan verbonde. Dit is 'n hele proses wat jy ook met aansoek doen, mediese proses wat dan bevind of is jy geskik om hierdie oppasserstoelaag te kry. Mense bo 75, ons ouer bejaarde mense, kwalifiseer ook vir hierdie toelaag. Hierdie sorgtoelaag is eintlik net vir 18 tot 59 jaar. Maar ons ouer garde 75 en ouer kwalifiseer ook mits hulle voldoen aan die vereistes van ek kan nie self loop nie, ek kan nie self bad nie, ek is van iemand anders afhanklik. So as my pa dan nou byvoorbeeld bedlêend sou wees, dalk Alzheimer's het en letterlik 24 ure 'n dag versorging nodig het, dan sou hy hiervoor kon aansoek doen. Ja, hy sal. Maar soos ek sê, daar's ook prosesse wat moet gevolg word medies en dit vinnig. Ons hier in Potchefstroom, as jy vandag aansoek doen, as jy by die kantoor uitstap en jou dokumentasie is reg, dan is jou geld al beskikbaar, maar eers beskikbaar vir die volgende maand, want ons hardloop, ons sisteme hardloop op afsnydatums. So as ek vandag jou aansoek prosesseer, dit is vandag die 23ste, kom 1 Mei, dan is jou geldjie daar. Sjoe, fantasties. So, dan beweeg ons oor na die pleegsorgtoelaag. Dit is wanneer ek 'n kindjie in pleegsorg gesit word, geplaas word met 'n hofbevel van die hof. Dit is ook 'n hele proses. Dit begin by maatskaplike werkers wat die kind verwyder en dan hofprosesse en dan word daar 'n pleegmamma en 'n pleegpappa aangestel en hulle kan 'n aansoek doen vir daardie kind vir 'n toelaag. Dit is 2000 R1.290. Daardie toelaag gaan van kind van geboorte tot die ouderdom 18. Sou daardie kind dan vir tersiêre opleiding gaan tot die ouderdom 21, word hy jaarliks verleng tot die ouderdom van 21 jaar oud.
Maar soos ek sê, daar moet 'n hofbevel, 'n fisiese hofbevel wees om hierdie kind in pleegsorg te plaas. Dan het ons 'n care dependency grant. Dit is vir ons gestremde kinders. Mentally, die wet sê mentally and or physical disabled. Dit is ons kinders, ek verwys na kinders, maar dit is soos die inwoners van Amelia. Hulle is gestremd. Dis die kinders in Eesligransie skool in Potchefstroom. 0 tot 18 jaar, bedrag is R2400 'n maand, maar ook daar is mediese kriteria aan verbonde, waardeur hulle die prosesse moet volg om vir daardie kind aansoek te doen. Wat ons egter moet bewus wees van, is dat daar 'n verskil tussen die kinders van Eesligransie in Potchefstroom, as ek dit maar as 'n voorbeeld mag gebruik, en 'n leerder in die Wilgeskool. Die Wilgeskool se kinders is, hulle kan nog ietsie leer. Ja, hulle het dalk miskien net 'n leergestremdheid of 'n meer praktiese ingesteldheid. 'n leergestremdheid waar die Eesligransie kind 'n meer fisiese en mentally and or physical disabled is. Dan het ons die Child Support Grant, ons liewe Child Support Grant. Dit is vir die kinders ouderdom 0 tot 18 jaar. Bedrag is R580 'n maand. Volgens wet, as die biologiese mamma kan soveel kinders hê soos wat sy wil tussen die ouderdom van 0 tot 18 jaar, die staat sal betaal. Non-biological children is byvoorbeeld die mamma se suster is dood en sy vat haar kinders, dis non-biological children, maar net tot 'n maksimum van 6. So sy kan vir 'n paar kindertjies geld kry, onder die ouderdom van 18 jaar. En die verskil hier is, by die pleegsorg, dan moet daar nou 'n hofbevel wees. Ek neem aan hier hoef daar dan nou nie 'n hofbevel te wees nie. Al wat ons hier verwag is dat die kinders 'n school attendance vorm moet hê. As die kind skoolgaande is, om te wys dat die kind attend skool, Ja. En dan word die toelaag uitbetaal tot die ouderdom van 18 jaar. Maar soos ek sê, ook 6 non-biological en biological. En daai middelde toets geld ook hierso vir 'n mamma of nie? Dit geld maar op 'n ander skale. Okay. Gaan op ander skale. Dan het ons die top-up grant vir child support. Ons het 'n child support en 'n top-up child support. Die staat probeer wegbeweeg van om kinders in pleegsorg te plaas. So hulle het hierdie top-up grant geskep, ek dink seker nou so 2 of 3 jaar terug, wat hulle die kindertjies, kom ek gebruik my as 'n voorbeeld. My suster is oorlede, so ek het haar kind. En in plaas van die kind in pleegsorg te sit, hou hulle hierdie kind by my en hulle gee vir my 'n addisionele bedrag op die CSG, die Child Support Grant, in plaas van om die kind in pleegsorg te sit. Dit is 'n bietjie goedkoper vir die staat. So daardie bedrag is R870 'n maand. Maar dan in top-up met die pappa ook oorlede wees, die mamma moet oorlede wees of nowhere to be found. So dit is, soos ek nou gesê het, hulle probeer so 'n bietjie wegbeweeg van die verpleegsorg, nee, ek kan dit nie sê nie, probeer wegbeweeg van pleegsorg om hulle in hierdie nuwe grant type in te sit. Okay. En dan het ons social relief of distress, ek jammer vir die Engelse woord, maar ek ken nie die Afrikaans nie. Dit is wanneer persone deur 'n ramp geraak word. Ons het nou die afgelope naweek hierdie vreeslike reën gehad in Potch, en daar is huise verspoel in Ikageng. Daardie mense kan by ons kom aansoek doen vir social relief of distress tot die maksimum amount van 2400 van 'n ouderdomstoelaag. Hierdie geld is nie terugbetaal nie. Dit is wanneer 'n disaster plaasvind. Baie mense in ons groter gemeenskappe is nie bewus hiervan nie. Sien net maar, huis se dak brand af hier in Straat Mariestraat. Ja. En die huise is heeltemal plat met die aarde. Daardie mense kan ook aansoek doen. So enige een het toegang, want dit is 'n disaster. Ja. Om vir jou 'n ander voorbeeld te gee, die taxi ry hier op pad Ikalafeng skool toe en hy maak 'n ongeluk en daar's 6 kinders dood. Argument van dalwe.
dan betaal ons, dis 'n disaster. Dan betaal ons 2 keer per kind betaal ons die bedrag van maksimum R2400 uit per kind wat dood is. Wat die ouers dan Wat natuurlik die kan ouers gebruik vir die begrafnis ja. ensovoorts, ja. So enige disaster, eintlik sê die wet, die disaster moet afgekondig word in groter gebiede soos KwaZulu-Natal, of Limpopo waar daar altyd hierdie vreeslike winde of vloede is, dan word 'n disaster area afgekondig. Dan sit hulle al hierdie mense in 'n community hall en hulle gee vir hulle kos en hulle gee vir hulle komberse, matrasse, vanity packs. So ons praat van groot disasters en ons praat van klein disasters. Klein disasters is meer in ons area. Ons is nog nie so, die impak hier is nie so groot soos in ander. En dan wat SASSA ook het, as deel van die SRD disaster, is dat ons 'n budget kry, 'n toelaag kry elke jaar, om vir minder bevoorregte kinders skooluniforms te koop. Sure. So, maar die budget wat ons kry is ook net so bietjie. Ja. So vir seuns koop ons 'n skooluniform vir R5,300 en vir dogters vir R5,500. Dit dek hulle as hulle reënjas kort, as hulle waterboots kort, onderklere, hemde. Ag jy name it. Ja, Dis is die standaard die in skooltas, skooluniform, ja. En dan het ons die gewoonlik SRD 390. Dit is vir die wat hulle ingestel het tydens COVID. Ja. Werklooses 18 tot 59 jaar, R390 'n maand. Hierdie toelaag kan jy net fisies aansoek doen op die netwerk, op die online, ekskuus. Die ander toelaag kan jy ook aanlyn aansoek doen. Ons sal nou daarby kom, of jy kan fisiese kantoor besoek. Ek wil dan nou eintlik, Jaco, skus, wil jy iets gevra het? Nee, ek wou aan die volgende vraag, maar ek weet nie wat jy nou wil vra nie, so vra prof. Nee, ek wat terwyl ons gepraat het, nou net oor die aansoekproses. Dis kan waar jy ek wou dalk gaan, dis so. Ja, ons dink baie mooi Dis dieselfde. gevaarlik, maar ja. Kan jy dalk vir ons vertel hoe werk die aansoekproses en julle werk nou daarmee? Wat is van die algemene foute wat mense maak as hulle aansoek doen? Want dalk kan ons vandag vir iemand wat regtig behoevend is en wil aansoek doen 'n paar, ek wil amper sê tips gee om dit reg te doen, want as hulle die aansoek reg doen, gaan julle minder moeite ervaar met die aansoek en kan julle dit baie vinniger evalueer. Goed, kom ek verduidelik vir jou. Sien nou maar, ek wil vandag aansoek doen vir 'n ouderdomstoelaag. Die eerste ding wat moet gebeur is, jy moet in besit wees van 'n ID-dokument. Het sy 'n groen boekie of die nuwe smartkaart. Jy gaan na ons kantore toe, hulle voer met jou 'n onderhoud. Hulle sê vir jou, meneer, mevrou, jy het hierdie volgende dokumentasie nodig. So die onderhoud is baie belangrik. Wat die luisteraars ook moet weet is, jy kan niks verdoesel nie. As jy 'n bankrekening het by Absa en by FNB en by Capitec, moet jy al 3 verklaar. Jy kan nie net stil bly net een verklaar nie. So hulle voer met jou onderhoud, sê vir jou wat 'n dokumentasie om te bring. Jy kry die dokumentasie en jy kom terug na ons kantoor toe met daardie dokumentasie. Gelukkig, ons is nou aanlyn. Ons beweeg weg van papier. Ons gaan meer elektronies. So ons capture die application, kyk dat al jou dokumentasie daar is. Hy word selfde dag geverifieer mits al jou dokumentasie daar is. En soos ek nou gesê het, as jy uitstap by die kantoor, het jy 'n brief in jou hand wat sê, meneer, mevrou, jou aansoek is goedgekeur. Dit is waarvoor jy kwalifiseer per maand. Jou geld word betaal in Absa Bank byvoorbeeld. So en volgende maand is jou geldjie beskikbaar. Dit hang af watter tyd van die maand jy aansoek doen, want ons werk op afsnydatums. Ja. So jy kan of dit in persoon doen by 'n SASSA kantoor. Wat baie belangrik is, jy moet ook in die gebied waar jy aansoek doen, moet jy bly. So jy kan nie van Klerksdorp afkom en in Potchefstroom kom aansoek doen nie. Potchefstroom kan ook nie ry Parys toe nie. Ja. Want ons werk eerstens op residence codes, wat jou bind aan 'n gebied. So jy kan nie my residence codes gebruik en 'n Klerksdorp adres nie. Ja. Die probleem kom in wanneer daar audits gedoen word of daar reviews gedoen word,
dan gaan soek ons, dan is jou residence code hier by my, maar ek moet jou in Klerksdorp gaan soek. So die mense moet weet, jy doen in die distrik en in die provinsie waar jy bly, doen jy aansoek. SASSA het ook nou, kan jy aanlyn aansoek doen, sassa.gov.za, gaan jy self daarin, en jy kan self jou aansoek daar gaan capture. Ja. Jy scan al jou dokumentasie, daar gee hulle ook vir jou 'n lys van watter dokumentasie benodig word. Jy scan al hierdie dokumente, jy laai dit op daardie portaal en jy submit. Die aansoek spring na ons toe oornag en ons tel hom onmiddellik op en ons kan sien meneer X het aansoek gedoen gisterand op sy eetkamertafel en hier is die aansoek, kom ons kyk of hy reg is, selfde proses, ons kyk dat hy reg is, verifieer en volgende maand is die geld daar. So dis aanlyn. Wat egter nou gebeur is dat ons moet eintlik vir elke aansoek wat inkom in die kantoor, het sy 'n bestaande aansoek, bestaande beneficiary of 'n nuwe een, moet ons vingerafdrukke neem. Ons is nou gekoppel met Home Affairs. So vingerafdrukke, en as jou vingerafdrukke nie dieselfde is met Home Affairs nie, gaan ons stelsel jou nie aanvaar nie. Wat gebeur as hulle nie jou vingerafdrukke optel nie? Want dit gebeur permanent met my. Dit gebeur veral met ons ouer garde, die bo 60. Hulle sê hulle het te hard gewerk. Jou vingerafdrukke skuur naderhand af. Prof, ek dink nie dis So- jou probleem dat jy te hard gewerk het nie. Nie in elk geval Ek dink dit is fisiese van die pen arbeid nie. vashou. Ja. So die vingerafdrukke gaan af. Dit, soos ek sê, dit is veral met ons ouer mense. Dan stuur ons hulle net Home Affairs toe vir 'n verifikasie dat dit wel meneer X Ja. is. En hy kom terug en verskoon weer die Engelse woord, ons override ons sisteme. As ons daardie bevestiging het van Home Affairs dat meneer X wel meneer X is, dan kan ons sisteme override en ons kan laat die aansoek deurgaan. Maar sonder daardie bevestiging van Home Affairs Ja. kan ons Wat nie laat gaan sin nie. maak? Ek het altyd toe ek by die skool betrokke was gesê, ons moet seker maak ons gee dit vir die regte mense. Ja, dit is presies. Dan het ons ook 'n nuwe ding wat nou dit het al so rukkie terug begin met die 390 beneficiaries, die SRD beneficiaries, waar hulle facial recognition doen, gesigserkenning. So party aansoeke of meestal van die aansoeke moet ons vingers druk en daar word 'n foto van jou geneem. Alles word gelink met Home Affairs. Ons het met soveel sisteme gelink op hierdie stadium, dis nie eers snaaks nie. So iewers gaan hulle optel as daar 'n ghost kom aansoek doen. Ja. So dit versterk net ons sisteme en as een van die vingerafdrukke en goed nie deurgaan op ons stelsel nie, hulle blok ons onmiddellik. So jy kan nie eers voortgaan met daai aansoek nie. Dan moet jy eers Home Affairs doen om daai verifikasie te gaan doen. So dit beskerm ons stelsel ook Ja. in 'n mate. Die foute wat hulle maak is dat party mense dink omdat kom ek vat nou maar 'n voorbeeld van iemand wat vir die staat gewerk het en 'n GPF pensioen kry. En hy is getroud. Baie is van die uitgangspunt, ek kry die pensioen, my vrou kan nie aansoek doen nie. Dit hang af wat die middeletoets sê. Ja. So dit staan enige iemand vry. Ons konstitusie sê, dis enige iemand se reg om aansoek te doen vir 'n maatskaplike toelaag. Al kwalifiseer jy nie op die ou einde nie. Ek kan jou nie weier Om aansoek te doen. As ek jou dokumentasie vat en ek sien jy gaan nie kwalifiseer nie, mag ek nie vir jou sê daar's die deur gaan uit nie. Ek moet daardie aansoek afneem. So mense kan inkom, aansoek doen, as hy goedgekeur word, dan is ons baie bly, maar as hy afgekeur word as gevolg van die middeletoets. Ander ding is verdoeseling van inkomstes, wat ek nou gesê het, verklaar alle bankrekenings. Wat nou gebeur is, en dit het nou onlangs gebeur, dit is in die stelsel. Ons kry elke maand, word daar 'n hou vasgesit op toelaas. As gevolg van die feit dat mense nie alles verklaar het nie, hulle kom in, dan verklaar hulle Absa Bank. En omdat ons nou met die banke ook gelink is, ons is deur SARS gelink ook nou. Ons is gelink met die UIF, ons is gelink met Home Affairs. Sure. So, en daardie aansoek hardloop, en as die stelsel hardloop oornag, dan tel hulle op, meneer X het 'n bankrekening by Absa, maar hy het nie Netbank en Capitec verklaar nie. Sit hou op sy geld totdat hy inkom en daardie inkomste verklaar. So my regte, en ek wil
amper sê ek wil mense versoek, moenie verdoesel nie, want op die ou einde as jy verdoesel en die staat tel jou op, dan gaan jy terugbetaal. So wees eerlik in jou aansoek, verklaar alle inkomstes wat jy het. Ons sal vir jou sê hierheen werk nie, hierheen tel nie, hierheen tel, hierheen tel nie, hierheen tel. Dan ander ding is wat baie mense vroeër jare gedoen het, ek weet nie of hulle dit nog doen nie, is ek tree af. Ek kry R2 miljoen as 'n dankie sê en ek vat daai R2 miljoen en ek gee dit vir al my kinders. Ek gee vir hierdie 500,000 daai ene en ek gaan na SASSA toe en sê, maar ek kry net hierdie pensioen. Dis selfverarming. Ja. Werk nie. Kan ek sommer vra, ekskuus Corneille, jy het nou gesê met hierdie nuwe stelsels, ek neem aan, dit voel net vir my, ek meen daar's logies baie uitdagings en bedrog en allerhande goed, maar al hierdie stelsels wat jy ingebring het, is ek seker het baie van hierdie gestop. Julle sou seker gesien het hoeveel mense ewe skielik kom of nie kom nie en is gestop, veral met verdoeseling en al hierdie goed wat gekoppel is aan mekaar. Ons het nou begin met 1 April het ons begin met child support grants wat hulle moet life certification kom doen om te wys hulle lewe nog omdat daar so baie bedrog gepleeg word met child support grant. Waar my kantoor tussen 350 mense 'n dag kon gehelp het. Ons kan nie soveel mense help en ons moet mense wegstuur, dis te veel. Ek het nie die spesifieke getalle by my nie, maar ek dink ons praat, nee ek wil nie jok nie, want ons is op die lig. Die getalle wat hulle hierdie maand gestop het, is so groot en daardie mense gaan nie geld kry, nie voor hulle ingekom het en gesê het, hier is ek lewe, hier's my vingers, hier's my gesig nie. So ja, die staat is nogal besig om bietjie dieper te delf en seker te maak dat die geld na die regte mense toe gaan en nie na ghosts nie. Fantasties. So hulle is besig daarmee. Die laaste enetjie is wat, dit is nie regtig 'n fout nie, miskien is dit 'n fout. Ek is getroud, my nooiens van was Oosthuizen, ek is getroud, my van is Diedriks, en ek skei van my man. Ek gaan terug en ek het nog my ou groen boekie wat sê Oosthuizen. Nou gaan ek SASSA toe, maar ek het ook nooit vir my smartkaart en ek het nooit my ID gaan verander by Home Affairs nie. Nou gaan ek SASSA toe met Oosthuizen, ek doen aansoek. Oeps, daar sê die stelsel, die span is nie dieselfde nie. Want onthou die huwelike word geregistreer by Home Affairs. So ek kan nie, die mense moet seker maak dat hulle loop met die ID wat by Home Affairs geregistreer is met die van spesifiek. En ons kry dit baie onder die vroue. Daai huwelik is geregistreer, maar hulle het nooit die ID gaan verander. So my plea is, asseblief, gaan verander jou ID as jy getroud is en jy wil eendag aansoek doen vir 'n maatskaplike toelaag. Prof, ek dink ons tyd gaan ons begin vang. Ek dink ons moet gou net vertel ons Corneille so 'n bietjie van nuwe verwikkelinge, dinge wat verander daar by julle. Ek dink jy het al 'n paar goed genoem, soos die gesigverifikasie, die biometriese vingerafdrukke wat julle gebruik. Enige ander veranderinge in die vooruitsig? Nie regtig nie. Ons het nou al oor alles gepraat, maar net om net te dopgehou te herhaal, is dat mense kan nou aanlyn aansoek doen. Ek herhaal net weer die webwerf sassa.gov, sassa.gov.za. Hulle kan daar aansoek doen. Dis 'n nuwe verwikkeling, nie regtig nie, maar ons so stelselmatig word dit ingefaseer. Jou e-life certification, baie mense gaan SMS'e kry wat sê kom in SASSA toe, tot jy jou e-life certification gedoen het, gaan jy nie jou geld kry nie. Ons doen dit fisies by die kantoor, ons neem net 'n ek wil amper sê screenshot van jou gesig op ons stelsels en dan sê die stelsel sê ja of nee. Hulle sê dit kan nou aanlyn ook gedoen word, maar ek wil nie my uitlaat daaroor nie, want ek weet daar was op 'n stadium probleme. So as jy 'n SMS kry vir 'n life certification, kom maar liewers in kantoor toe. Die proses is baie vinnig. Jy bring net jou ID en dan gaan jy weer. En dan die biometriese vingerafdrukke. Dit is 'n moet vir ek het nou vergeet om te sê kinders bo 5 jaar oud, bo 3 jaar oud moet ook vingerafdrukke gee. Dis interessant. So ons begin al klaar, want wat gebeur is, ek wil, as die tyd ons toelaat, gou praat net oor mense wat nie ID's het nie.
Wat gebeur is dat die kinders, hulle ruil kinders tussen mekaar uit en ek gaan skryf jou kinders op, jy skryf my kinders op. Sure. Maar dit kom meer in by die Quad 7 ons moet daaroor praat. So dis hoekom kinders van 3 jaar oud af ook gevingerafdruk word. En dan, ja, dis aanlyn aansoeke is maar die inding vir ons toekoms. Kom ons praat dan, jy het nou vinnig daarna verwys, wat gemaak met mense wat dan nou nie ID's het nie? OK, mense wat nie ID's het nie, ons vind dit veral onder ons nie blanke gemeenskappe. Dit gebeur as 'n mamma geboorteskenk aan 'n kind en sy kan nie daai kind registreer nie want sy was nooit geregistreer by geboorte nie. Hoekom kan sy nie geregistreer nie? Want haar ma het nie. So dit wentel heeltemal af van die ma na die ouma grootjie na die. So die eerste een wat nie geregistreer is nie, almal in daai lyn Beïnvloed nou eintlik al die ander. beïnvloed die ander. Dis laatgeboortes. Dit is 'n verskriklike proses om deur daardie laatgeboorte registrasie uit te kom. So dis mense wat nie ID's het nie. Dit is ook vir ons refugees wat refugee status het, goedgekeurde status. So hulle kom na ons toe en die stelsel generate vir hom 'n ID, is 'n 13 digit ek wil sê ID, maar hy begin met 'n 7777 nommer. So as jy nie ID dokumente het nie, dan kan jy vir dit kom aansoek doen. Maar daar is ook seker weer kriteria aan verbonde en dit is veral waar ons ek wil nie sê die grootste bedrog nie, maar waar baie bedrog inkom, soos ek nou vlugtig gesê het, omdat daar nie die kinders het die geboortesertifikaat nie, kan hulle dieselfde kind se geboortesertifikaat bring van Ventersdorp af Potchefstroom toe en kom aansoek doen. Ek gaan dit nie weet nie sonder dat die kinders se vingerafdrukke nie daar is nie. Dit gebeur wel. Dit gebeur wel heidaglik waar die kinders so aangestuur word van die een na die ander na die ander. So dieselfde kind kan dalk multiple grants kry by verskillende mammas en so ja. Prof, ek dink ons moet afsluit. Corneille, kom ons sluit af op 'n positiewe noot. Vertel vir ons 'n inspirerende storie, iets wat jy kan sê wat jy kan sê hierso het 'n toelaag regtig 'n verskil in iemand se lewe gemaak. As ek so met terugdink net toe COVID begin het, toe hierdie staat vir die mense die werklooses kon hulle aansoek doen vir hierdie toe was dit nog R350. En daar het 'n man gegaan in Gauteng, 'n swart man, en hy het daai geldjie gevat en hy het gaan vrugte en groente koop. En hy het klein pakkies gemaak en hy het begin verkoop. Hy het sy klein papierkaartboksie huisie daar gehad. En die geld wat hy elke keer gekry het, het hy meer voorraad gaan koop. Daardie man het 'n floreerende besigheid soos wat ons hier sit. Sure. As gevolg van die 350. Hy het daardie 350 gevat en gesê ek wil vir myself 'n bestaan maak uit hierdie 350. En dit kan gedoen word en ek dink dit is 'n voorbeeld vir baie mense daar buite wat sê ek kan nie. Ja. Hierdie 350 is te min. Maar gaan sit en dink aan iets, doen iets met daai 350. Kyk waar is daardie man vandag. En net daai 350 was sy begin. Sure. Wat 'n inspirerende storie. En ek is seker daar's nog baie van daai. En Jaco, as ek 'n laaste opmerking kan maak, ons het daarmee begin ook en daar's baie opvattings en ek weet baie keer voel mense self ook maar al hierdie toelaas skep net 'n afhanklikheid by mense, maar ek dink as ons na hierdie stories luister en ek is seker Corneille, julle wat dag tot dag met die mense werk, in baie mense se lewens maak dit 'n groot verskil. Dit doen. Maar dan kry jy ook die mense wat so afhanklik word van daardie geld, as dit gestop word, is hulle heeltemal in 'n ek wil amper sê 'n flat spin, my geld is gestop. Ander voorsien weer vir hulle self. Hulle gebruik daai geldjie om hulle lewens te verbeter. Hulle doen iets met daai geld. So ja, dis regtig goed as jy sien mense wil vooruitboer, maar dit is ook hartverskeurend om te sien mense raak so afhanklik van hierdie staatstoelaag en net terugsit en sê ek kan nie, die staat moet vir my sorg. Ja. Altyd die balans vind. Ja, maar ek dink ek wil amper sê die met hierdie toelaag voel vir my is eintlik om mense op hulle voete te kry.
Ek weet ons almal moet leef, ons almal moet iets eet en hierdie is jy gaan nie definitief 'n lewe van luxe uitlei met hierdie nie. Die idee is om mense op hulle voete te kry. En selfonderhoudend Ja, te word. en dis wat mense hoop gebeur. En daar is sulke stories. Daar So is. Corneille, baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit regtig dat jy ingekom het om ons so 'n bietjie in te lig want prof, dis nou een afdeling wat ons of ek in elk geval nie baie van weet nie. So Corneille, weer eens baie dankie. Baie dankie, ons waardeer dit.